Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here nou dankbaar dat ons uitgespaar is en dat die Here nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het. Ons eer die Here dat ons ook hierdie nuwe dag en hierdie nuwe week in sy naam tegemoet kan gaan. En 'n mens kan amper nie glo dis al die 1 Junie 2026 nie. Dis verseker soos die Bybel vir ons leer, ons lewe is maar 'n damp wat nou verskyn en môre verdwyn. En daarom leer die Bybel vir ons dat ons dae so moet leer tel dat ons 'n wyse hart mag bekom. En mag die Here vir ons genade gee, vriende, om so te lewe, om die Here in alles welbehaaglik te wees, sodat ons eendag voor hom kan staan en by hom kan hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Nou, ons gaan vanmôre 'n kort reeksie begin in hierdie paar oordenkings vir die week, wat handel oor die gedagte van is versoening of is vergifnis moontlik vir ons wat te nagekom is, of mense met wie ons miskien in kwaai vriendskap leef vanmôre, of mense wat een of ander ding aan my gedoen het. Dit kan wees miskien in 'n besigheidstransaksie. Dit kan wees miskien 'n familielid wees wat my te nagekom het. Dit kan miskien 'n kollega by die werk wees. Dit kan miskien 'n situasie in my huis wees met my kinders. Ons kan nou 'n legio voorbeelde vir u noem. Maar die vraag is dan, is versoening moontlik? Is vergifnis vir so 'n persoon moontlik? En kan daar weer 'n band van liefde ontstaan? Kan daar weer hierdie band wees waar ons vorentoe kan gaan in die liefde van die Here en saam kan werk vir sy koninkryk en die uitbreiding daarvan? En ons gaan vanmôre sien uit die boek Filemon dat daar 'n wonderlike tipe is van Christus en die vergifnis wat hy gee vir ons as sondaars, en hoe Filemon ook opgeroep word om vir Onesimus, sy wegloopslaaf, vergifnis te gee. En ons gaan vanmôre 'n bietjie daarna kyk. Maar voor ons by die eerste paar verse kom, wil ek u groet met hierdie pragtige gesang 230. Daar staan: ek wat vergifnis hier ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. U weet hoe ek na u verlang het, u het u guns my aangebied. Ek loof en prys u derendheid. Ek loof en prys u derendheid en roem u groot barmhartigheid. Ja, en roem u groot barmhartigheid. Die derde vers sê: o God wat ryk is aan ontferming, weerhou genade nooit van my, maar hou my steeds in u beskerming. By u sal ek vir altyd bly. Ek loof en prys u derendheid en roem u groot barmhartigheid. Ag vriende, hierdie is so pragtige gesang. U is welkom al die verse te gaan lees. Maar wat vir my treffend is die gebed wat hierdie persoon wat hierdie gesang geskryf het, bid en sê: Here, weerhou genade nooit van my. Ons bede daagliks is: Here, weerhou genade nooit van my. En dan kry ons die antwoord uit die Bybel, daar in Johannes 1, waar die Here sê, uit sy volheid het ons ontvang genade op genade. En dis presies waaroor die boek Filemon gaan. Soos ons genade van God ontvang het in Christus, deur die werking van die Heilige Gees, soos ons in die Pinksterreeks gehoor het, so moet ons weer op ons beurt genade aan ander bewys, sodat hulle iets van Christus in ons lewens kan sien. So kom ons val weg met hierdie baie besondere boek in die Bybel. Daar's net een hoofstuk en daar is net 25 versies, en ons gaan kyk of ons dit in hierdie week kan afhandel en bietjie met u praat oor die gedagte: is versoening moontlik? Is vergifnis moontlik vir hulle wat my te nagekom het? So 'n bietjie agtergrond, vriende. As ons die gedeelte gaan bestudeer, dan sien ons dat Filemon 'n eienaar was van 'n slaaf met die naam van Onesimus. En ek gaan nie vanmôre te veel uitbrei oor slawehandel, mag jy slawe gehad het nie. Die Bybel maak baie duidelik melding daarvan dat slawerny 'n algemene ding was in die Bybelse tyd. En ons kan nou baie lank redeneer daaroor, is dit reg of verkeerd, en ek dink in 'n groot mate as iemand met geweld by sy huis weggeneem word en na 'n ander plek geneem word en onder dwang gehou word, dink ek tog daar is Bybelse argumente om te sê dat dit verkeerd is, maar ons gaan nie vanmôre daarna kyk nie. Die fokus is vanmôre op die gedagte dat Filemon 'n slaaf gehad het met die naam van Onesimus. In die Bybelse tye leer ons dat mense vrywillig hulle as slawe gegee het vir ander mense, omdat daar so beperking was aan voedselvoorrade en werk en werksgeleenthede en behuising en al daardie dinge. En baie keer sou iemand gekom het na 'n welvarende man om hom te sê: luister, hier is ek sal jou slaaf wees. Wat hierdie situasie was, weet ons nie. Al wat ons weet, Filemon was die eienaar, Onesimus was die slaaf, en op 'n stadium het daar twist tussen die twee ontstaan. En Onesimus vlug weg van sy eienaar Filemon en hy bevind homself in Rome. Daar in Rome ontmoet hy die apostel Paulus. En ons moet nie dink dis toeval gewees nie. God in sy soewereiniteit het 'n afspraak gehad met Onesimus, omdat die Bybel vir ons leer dat God is die een wat ons soek, hy is die een wat ons roep, hy is die een wat ons oortuig,
Hy is die een wat ons harte oopmaak vir sy evangelie, en hy is die een wat ons uit genade red. Daarom sê Filippense 1:6, die goeie werk wat hy in my begin het, sal hy volëindig. So ons vind nou vir Onesimus, hy hardloop weg, hy kom in Rome aan, en volgens die geskiedskrywers was daar 'n paar 100.000 slawe wat in Rome rondgedwaal het, omdat hulle weggevlug het van hulle eienaars. En hulle was baie keer sleg behandel. In hierdie geval sien ons dat Onesimus baie gekruis het met die apostel Paulus. Hoe weet ons nie, maar ons weet dat die soewereine God beskik en bepaal, die mens dink sy weg uit, God rig sy voetstappe. Onesimus kom by die apostel Paulus uit, wat op daardie stadium in Rome 'n gevangene was, ter wille van die evangelie van Christus Jesus, en die Bybel leer vir ons dat Onesimus onder Paulus se bediening tot bekering kom. Wonderlik om te sien, dat die Here ook hierdie sonde van hierdie slaaf Onesimus, die sonde dat hom nie onderwerp aan sy Heer nie, gebruik om sy siel te red, en daarna 'n wonderlike boodskap vir ons te gee in die jaar 2026, onder die tema is versoening en vergifnis moontlik. Nou vriende, kom ons lees vir 'n paar verse, met dit as agtergrond, dan kyk ons vanmôre so 'n bietjie in die week wat voorlê, na hierdie pragtige boek in die Bybel. Die opskrif daar is die brief van die apostel Paulus aan Filemon. Daar staan Paulus, 'n gevangene van Christus Jesus, en die broeder Timoteus aan Filemon, die geliefde en ons mede-arbeider. So Paulus begin en hy sê, hy groet hulle Paulus, 'n gevangene van Christus Jesus. Nou vriende, Paulus was 'n apostel, gaan lees sy briewe. In baie van die briewe begin hy en sê Paulus, 'n apostel van Jesus Christus. En dit beteken eenvoudig dat Paulus in hierdie geval ook sy apostelskap kon gebruik het om Filemon, wat deel was van die kerk van die Here Jesus, met hierdie autoriteit te vermaan en om 'n opdrag te gee en te sê, jy sal Onesimus op hierdie manier ontvang en behandel. Maar die apostel Paulus was nie 'n diktator nie. Die Bybel is baie duidelik dat hierdie man in liefde, ferm, die waarheid verkondig het. Soms moet hy mense aanspreek, soms moet hy mense vermaan, maar in hierdie geval besef die apostel Paulus dat Onesimus oortree het. Onesimus as ongeredde wat in Rome aangekom het nou 'n broer in Christus geword, hy het tot bekering gekom, hy's nou kind van God, en nou is daar 'n verantwoordelikheid van die apostel Paulus om Onesimus terug te stuur na Filemon, dat daar versoening kan kom en die koninkryk van God uitgebrei kan word. Daarom begin Paulus en hy sê, Paulus 'n gevangene van Christus Jesus. Hy wil hierdie gedagte baie duidelik aan Filemon oordra, dat hy in die tronk sit ter wille van die evangelie, en hy kom na hom toe, nie in sy apostelskap en met die autoriteit wat hy as apostel het nie, maar hy kom na hom as nederige, as gevangene van die Here, en hy kom na hom in liefde, om vir hom te vra, om ook teenoor Onesimus genadig te wees. Hy praat verder en hy sê in die broeder Timoteus, nou ons het al Timoteus ontmoet, ons het nou die dag 'n baie besondere boodskap gebring oor die man Timoteus by Moedersdag, dat hy ook in die voetspore van sy ma en sy ouma gevolg het, dat hy later die predikant by die gemeente Efese was, en dat hy ook, vriende, een van hierdie jong manne was, wat onder Paulus se bediening gegroei het, en 'n disipel was, wat dan onderrigting ontvang het van die apostel Paulus. Timoteus heel moontlik hier om vir Paulus te ondersteun in die tronk, om bietjie vir hom geestelike, emosionele ondersteuning te gee, miskien vir hom voedsel te bring. Ons weet nie presies nie, die Bybel beskryf nie vir ons alles nie, maar ons weet nou, Paulus is 'n gevangene in Rome. Hy's 'n gevangene van Christus Jesus ter wille van die evangelie. Hy's nie 'n gevangene omdat hy 'n misdryf gepleeg het nie, maar omdat hy Jesus Christus bely het as Heer. En die Bybel sê vir ons Timoteus was ook daar gewees. En dan, die brief word geadresseer aan Filemon. En nou staan daar die geliefde en ons mede-arbeider. Nou Filemon kon heel moontlik 'n predikant gewees het, iemand wat 'n huiskerk gehad het. Ons sal later bietjie meer daarby uitkom, wat Sondag ook die woord van die Here aan die gemeente gebring het. Maar is pragtig hoe Paulus hom groet, die geliefde en ons mede-arbeider. So daar was 'n wonderlike band tussen Paulus en Filemon. Daarom spreek hy hom aan as geliefde. En die Bybel sê, as weergeborenes is ons geliefdes van Christus, en ons is geliefdes van mekaar. Daarom is daar altyd 'n liefdesband onder kinders van die Here. En daarom kom Paulus en hy doen 'n beroep op Filemon, as geliefde in Christus, as mede-arbeider, om tog hierdie saak te oorweeg, om die slaaf Onesimus te vergewe, sodat daar versoening kan kom. Ons gaan bietjie môre aangaan om te kyk na hierdie baie besondere gedagte, maar ek vra vanmôre by my afsluitingswoorde, wie is daar in jou lewe wat jy vanmôre kan identifiseer?
wat miskien al tot bekering gekom het in die interim tyd nadat jy of sy of daardie persoon miskien in 'n argument betrokke geraak het, daar verwydering plaasgevind het. Jy dink vanmôre en jy sê, maar daardie persoon, ek wil graag versoening met hulle bewerk. Dan wil ek vir jou vanmôre sê, hier van die staanspoor af, dat versoening moontlik is in Christus en deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Ons sal môre verder aangaan, ons sal deur hierdie baie besondere boek werk, en ons vertrou dat die Here vir ons wysheid sal gee. Groete vir u, mooi dagie verder, tada.